En is tyd vir ons om so 'n bietjie te gesels. Ons gesels met Mike Bolhuis. Mike, goeiedag en hoop dit gaan goed. Nou, hoe belangrik is dit om altyd die noodnommers byderhand te hê? En wanneer iemand in 'n ongeluk betrokke is, waar en hoe kan 'n mens hulle naaste se kontakbesonderhede stoor sodat die nooddienste vinnig die regte mense kan bereik? Goeiedag almal, ons hoop dit gaan met julle goed, dat julle veilig en gesond is. Eintlik is dit logies, né? En veral in vandag se tyd, die wêreld heeltemal gaan maar gebuk onder misdaad, ander vorm van rampe. Jy weet, enigiets kan skeefloop. Groot brand in die omgewing, jou huis aan die brand, rowers wat opdaag of jy sien iets, dit seer gekry, moet jy maar altyd go-to guys hê, noem ons dit. So noodnommers, die heel belangrikste, die belangrike goed het ons hier genoem. Bottom line is, as jy sien jy's in verskriklike gevaar, wie bel jy? Hou daai nommers reg, ten minste so 3 van 'n instansie of persoon of party. As iets brand, wie bel jy? As iemand anderste in ernstige nood of siekte of selfs dood situasie is, dan wie bel jy? Sodat jy onmiddellik alles, jy weet, kan deurgee, as ook betrek wie nodig is, byvoorbeeld die polisie, in geval daar 'n dood is of misdaad, dokters, ambulanse, in geval daar nooddienste nodig is, wat moet uitkom, en dan ook familie en vriende, né? Dis altyd maar goed om bietjie van 'n visualisering te doen. Staan by jou huis en dink by jouself, as hierdie huis nou in die brand slaan, wat doen ek? As jy op 'n plaas is en jy sien daar kom 'n groot vuur aan, wat doen ek? As jy 'n karongeluk sien naby jou of by jou, of jy is in 'n karongeluk, wat doen ek? So kan jy deur alles gaan. En dan, die belangrikste is eers om die nodige partye wat nodig is vir die omstandigheid te betrek. En needless to say, jy moet dan jouself omsien eers, en jouself eers heeltemal stabiliseer en dan dit doen. Dis hoekom dit belangrik is dat mense altyd maar moet kyk dat hulle fone behoorlik gelaai is. Mense dink nie altyd daaraan nie, weet, ek sien baie keer dan sê, ek het nog maar 10% oor. Maak seker jou fone is altyd gelaai. Tweedens, maak seker dat jou foon op 'n speed dial basis werk. In ander woorde, as iemand ons byvoorbeeld dringend nodig het, dan druk hulle net een knop, woep, dan kom die call by my uit of by een van my operateurs. Maak seker dat jy, al is jy hoe bewerig of vol bloed of in watse situasie of omstandighede, dat jou selfoon so user-friendly ingestel is, dat jy net 'n knop of 2 hoef te druk. Hoor jy, en dan hierso, baie mense sit hulle fone op mute, of baie mense doen veranderings op hulle fone en stel dit nie terug nie, wat dit moet wees. Maak altyd seker dat jou foon altyd lui. Ek kan baie staaltjies vertel van mense wat dit nie doen nie, hoor, en dan oproepe mis. So maak seker dat jou foon altyd in 100% werkende toestand is. As jy al die noodnommers gekies het, maak seker dat jy die instansies ook in kennis stel dat jy hulle gaan kontak as jy in nood is. So in ander woorde, as jou eerste go-to guy, sê nou maar jou pa of jou ma is, of jou grootouers of jou huisdokter, of 'n spesialis of 'n polisieman, of ambulansmense is wat jy ken, of wie ook al, maak seker dat die autoriteite, die partye en al die partye kennis neem van jou. In ander woorde, bel hulle. Sê vir hallo, ek is meneer of mevrou so en so, as ons 'n nood het in brand of dood of ernstige gevaar of ongeluk, en dit sluit in natuurlik die mense wat met jou geld ook werk, en jou enige van jou ander omstandighede wat moet toetree, dinge moet verder neem en beheer en hanteer. Laat hulle weet, as jy bel, dan is daar dalk 'n probleem, hulle moet antwoord. Dit kan dalk mense wees wat jy ken, wat jy mee gereeld praat, dan is dit 'n goeie ding. Maar ek het al gevind dat die mense glad nie kommunikasie het met enige van die instansies. So die dag as hulle bel, dan is daar nie noodwendig behoorlike kommunikasies. En dan is hier ook die vraag wat sê, en hoe waar mense se naaste kontakbesonderhede gestoor moet word.
As daar wel nooddienste is, sal jy kyk om jou mense te kan kontak. Ja, obviously, jou foon moet beskikbaar wees om oopgemaak te kan word as iets met jou gebeur. Ons het al voorheen daaroor gepraat, is baie belangrik. As iets met jou gebeur, die persoon wat jou foon vat, vir wie jy gekontak het, of iemand moet iets op jou foon kyk om jou te identifiseer, maak seker dat dit moontlik is. Nou, almal het passwords, niemand wil hulle op hulle fone hê. As jy dit nou regtig nie wil doen nie, maak seker dat jy 'n armband of ander vorms van identifikasie by jou het. In jou kar se kabbiehol. Ai, mense. Laas keer was dit die dag. Maar anyway, maak seker dat daar behoorlike identifikasie is van jou in jou kar, waar jy gaan, as jy gaan draf. Ek meen, ons het al gehoor van mense wat uitgepaas het of seer gekry het en dan kan al nie geïdentifiseer word nie. So, waar jy jouself ook al bevind, in watter omstandighede, maak seker dat daar altyd behoorlike identifikasie is van al die noodnommers en van wat gedoen moet word in jou huis, in jou kar, waar jy jouself ook al bevind, by jou besigheid, by die mense met wie jy deel en wie deel is van jou organisasie, jou familie en jou vriende. Met dit sterkte, mense en seën en alles wat mooi is, en ek hoop nie julle het ooit 'n noodtoestand nie. Ek bid dat julle altyd veilig en gespaar sal wees. Groete en seën, Mike Bolhuis. Baie dankie Mike, dit was Mike Bolhuis geweest wat ons gesels het en 'n geseënde dag vir jou ook. Cosmos 94.1. Dis mos almal se stasie.